In vandag se les gaan ons kyk na die basiese beginsels van trig. So ons gaan begin deur te kyk na sin theta, cos theta en tan theta. So sin is teenoorstaand op skuins, cos is aangrensend op skuins en tan is teenoorstaand op aangrensend. So wat bedoel ek daarmee? As ons gaan kyk na 'n driehoek en ons kyk na hierdie hoek hierso, kom ons noem hom theta. En ons maak hierdie A, B en C. En ek vra julle vir sin theta. As ons gaan kyk vanaf die oogpunt van hierdie hoek. Hierdie hoek is die teenoorstaande sy. Hy's die een wat vir die hoek kyk. Hierdie sy hierso noem ons die aangrensende sy, want hy's die een wat aan die hoek vat. En die sy wat oorkant my 90 grade is, sal altyd my skuins sy wees. So sin se verhouding is teenoorstaand op skuins, so in hierdie geval is dit A op C. Ok, nou vir cos theta is aangrensend op skuins, so my aangrensend in hierdie geval is B op C. Enige tyd wat hulle hierdie tipe vrae vir julle gee, moet julle dit net so hou as 'n verhouding. En ons sal nou na 'n voorbeeld gaan kyk. Tan theta is gelyk aan my teenoorstaand wat A is, op my aangrensend wat B is. Nou, elkeen van hierdie funksies het ook 'n inverse. So, sin se inverse noem ons cosec. En cosec is skuins op teenoorstaand. Cos se inverse is sec en hy is skuins op aangrensend. En tan se inverse is cot en hy is aangrensend op teenoorstaand. Ok, so kom ons sê hulle gee vir my vraag soos 2 sin theta minus 1 is gelyk aan 0. En hulle sê vir my, ek moet sonder die gebruik van 'n sakrekenaar vir die grootte van cos theta gaan oplos. Ok, so hulle sal ook gewoonlik vir my iets sê soos theta lê tussen is groter as 90, maar kleiner as 270. Ok, so die heel eerste ding wat ek moet doen is ek moet my kartesiese vlak gaan teken. So met ons kartesiese vlak het ons 4 kwadrante. Ons het all strippers take cash. Dit is die sêding wat ons het, wat party mense gebruik om te onthou, ander onthou dit as cast, wat ook al vir jou werk. So, hierdie is 0 grade, hierdie is 90 grade, hierdie is 180 en hierdie is 270. So wat dit beteken is, al my funksies is positief in die eerste kwadrant. In my tweede kwadrant is net sin se funksie positief, in hierdie ene is net tan positief en in hierdie ene is net cos positief. Ok, so as ek hierdie funksie gaan oorskryf, dan het ek dit as sin theta is gelyk aan 1 op 2. Ok, so nou moet ek dit gaan teken. My funksie hierso is duidelik positief, ek kan dit sien. So wat ek nou gaan doen is, ek moet gaan besluit in watter kwadrant wil ek dit gaan teken. So my sin is positief en hulle sê vir my, dit lê tussen 90 en 270. So dit moet of hierso lê of hierso lê. In hierdie kwadrant is sin positief en in hierdie ene is dit negatief. So ons gaan dit in hierdie kwadrant moet teken, want my sin antwoord was positief hierso en nie 'n negatief nie. Ek teken dit altyd loodreg met my x-as en my hoek is altyd die een vanaf die punt hierso. So sin onthou het ons gesê teenoorstaand op skuins. So vanaf hierdie oogpunt is my teenoorstaand hierso, my skuins is hierso en my aangrensend is hierso. Maar nou gee hulle vir my genoeg inligting. Hulle sê vir my, my teenoorstaand is 1 en my skuins is 2. So dan kan ek Pythagoras gebruik om die onderste stukkie te kry. So ek gaan sê 2 kwadraat minus 1 kwadraat is gelyk aan wortel 3. So hierdie sy hierso is wortel 3, maar dan gebruik ek inspeksie om te sien, daai lyn is aan die linkerkant van die kartesiese vlak, so dit maak dit minus
wortel 3. So as ons nou vir cos theta moet bepaal, dan is dit gelyk aan minus wortel 3 op 2. En jy's klaar. Jy gaan nie 'n kalkulator verder gebruik nie, want hulle het gesê sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. As hulle vir jou sê om tan theta te gebruik, gaan jy tan theta se verhouding gebruik. Hulle kan vir jou sê 'n half plus cos theta. Enigiets wat hulle vir jou vra, jy gaan dit dan net gaan vereenvoudig van daar af. Dan nog 'n vraag wat ons nou kan kyk is, as hulle byvoorbeeld vir ons sê, hierdie hoek hierso is theta, hierdie sy hierso is 5, julle moet asseblief vir my daai sy gaan bereken. Die heel eerste ding wat ons nou gaan kyk is, watter funksie is ons mee besig? So, hierdie is my aangrensende sy vanaf die punt van my hoek, so hulle sal vir my gesê, theta is gelyk aan 30 byvoorbeeld, en hierdie is my skuins. So die funksie wat ek gaan gebruik is cos. So cos theta is gelyk aan my aangrensend op my skuin. So ek gaan vervang eers my formule in. So funksie theta is gelyk aan sy verhouding. Nou kan ek alles gaan invervang wat ek het. So ek het my grade wat 30 is. My aangrensend het hulle vir my gegee as 5 en my skynsy was x. Wat ook al onder die breek is, moet ek gaan oormaal. En dan moet ek my x alleen gaan kry deur te sê 5 gedeel deur cos 30. Dan kry ek my antwoord as x is gelyk aan 5,77. Kyk, daar is die lengte van x. Kom ons gaan kyk na 'n ander voorbeeld waar hulle miskien vir jou gee. Hierdie sy is 6 en hierdie sy is 5 en hulle vra vir jou om daai hoek te gaan bereken. Kyk, ons het die aangrensende sy en ons het die teenoorstaande sy. So ek weet ons gaan werk met tan theta. So tan theta is gelyk aan teenoorstaand op aangrensend. So weer eens, ek het eers my s lyk soos 5, ek jammer. Ek het eers my funksie gaan neerskryf met die hoek en toe die verhouding gaan skryf. Nou kan ek alles gaan invervang. Ek het nie my theta nie, dis wat ek probeer vind. My teenoorstaand is 5 en my aangrensend is 6. So ek kan sê shift tan 5 op 6. En dan kry ek my theta as gelyk aan 39,81 grade. Okay, so enige tyd wat jy 'n hoek probeer uitwerk, dan gaan jy sê shift en jou funksie. So shift tan 5 op 6 is wat ek op my calculator gedruk het. Okay, kom ons gaan doen een wat 'n klein bietjie meer ingewikkeld is. Hulle vra vir ons om vir x te bepaal. Wat ons gaan doen in hierdie geval is, ons gaan bereken altyd die gemeenskaplike sy. So dit wat al twee driehoeke deel. Kom ons noem hierdie driehoek A en hierdie driehoek B. In driehoek A het ek die meeste inligting, so ek gaan begin met driehoek A. So in driehoek A het ek my skynsy en ek het my hoek. Die sy wat ek probeer bereken is my teenoorstaande sy. So die funksie wat ek gaan gebruik is sin. So ek gaan weer eens skryf sin, funksie is gelyk aan teenoorstaand op skyns. Dan kan ek alles gaan invervang wat ek het. My teenoorstaand weet ons nie, kom ons maak dit uit, dis wat ek probeer bereken, en dan my skyns was 16 gewees. Onthou ek het julle geleer wat ook 'n onder is, maal ons net oor soontoe, so ons gaan sê sin 30 maal met 16, en dit gee vir my 8. So y is gelyk aan 8, hierdie sy hierso. Nou, as ek x wil bepaal, dit is die aangrensende sy, en hierdie is die teenoorstaande sy wat ek nou net bepaal het. So dit beteken ek gaan tan gebruik. So tan theta is gelyk aan teenoorstaand op aangrensend. Nou kan ek alles gaan invervang. So tan 45 is gelyk aan my teenoorstaand wat ek gekry het as 8 op my aangrensend, dit is 8 wat ek wil bereken. Om dit op te los, gaan ek altyd die x gaan oormaal. Wat ook al onder is, maal ek oor, dis die reël, en dan kan ek gaan sê 8 gedeel deur tan 45. En dan kry ek x as 8.